Almagtige God en Hemelse Vader, hoe ongelooflik om op hierdie groot dag net weer eens bewus te wees van dit wat U wil doen hier op aarde. En Here, dat dit wat U doen en wil doen, gebeur. Ons kan nie eers vanoggend begryp met ons begrip en beperkte kennis wat by die eerste Pinksterdag presies gebeur het, toe die hemel oopgebreek het en die Heilige Gees soos 'n duif en tonge van vuur mense se lewens aangeraak het nie. En hier op die 2025ste feesviering van Pinkster wil ons ook kom bid en vra, Here, dat U ons sal ook kom aanraak. Dankie vir die afgelope week se kuier saam met U. En Here, daai begeerte wat U nog altyd wou gehad het van die begin, om in ons te wees, om in ons te kom woon, om baie naby aan ons te wees, om persoonlik by ons elkeen te wees. En ook vandag net te hoor, die grootste geskenk wat U vir U kerk nagelaat het. Die Gees wat uitgestort is. Maak ons harte oop, vul ons, o Here, om ook daar buite sout en lig vir die wêreld te wees. Ons loof U groote naam. Amen. Vriende, ons gaan vanoggend bietjie kuier in Johannes 14. Johannes 14 van vers 8 tot 17, maar dan gaan ons ook bietjie kyk na vers 25 tot 27. Ek gaan net 'n paar verse uitlig uit hierdie gedeelte vir ons ontmoeting vanoggend, maar U is welkom om hierdie gedeelte vir die week te gaan kuier. Jesus is aan die woord en hy sê daar in vers 16, ek sal die Vader vra en hy sal vir julle 'n ander voorspraak stuur om vir ewig by julle te wees, die Gees van die waarheid. Jesus sê, julle ken hom omdat hy by julle bly en in julle sal wees. Die tema vanoggend is nie net by ons nie, maar in ons. Nie net by ons nie, maar in ons. En dis die eerste werk van die Gees, is om dit wat die Here Jesus kom doen het, vir ons te kom oopbreek, te kom ophelder. En daarom vandag by Pinkster moet ons miskien daar begin, om te sê dat Paasfees was die oorwinning van die Seun. Die oorwinning van die Seun. Hemelvaart, die verheerliking van die Seun. Maar Pinkster is die geskenk van die Seun aan die kerk. Die Heilige Gees wat in ons woon. En dis belangrik by Pinkster om mekaar net te herinner dat van Paasfees af het die disippels deur 'n tussenin tyd gegaan. Ja, Jesus het opgestaan. Maar die wêreld was nog nie ten volle verander nie. Hy het verskyn na Paasfees. Hy het gepraat, hy het vrede gepraat. Maar toe vaar hy op na die hemel. En toe wag hulle. Van verlede donderdag af wag hulle. En ons hoor daar by die eerste Pinkster dat Pinkster het gekom soos vuur
soos vuur en wind. Vanoggend is ons in Johannes 14, waar Jesus hierdie belofte van daardie vuur reeds kom herinner, kom oopmaak vir hulle. Hy gee reeds die belofte van daardie vuur. Jesus sê in vers 18 van ons teks, ek sal julle nie wese agterlaat nie. Jesus beloof die gees van die waarheid. Die eerste moment vanoggend waarby ons stil staan by Pinkster 2025 is dit wat ons dalk miskien al weet. En dit is dat die Vader, die Seun en die Gees een is. En dat die Vader, die Seun en die Heilige Gees in ons wil woon. In ons wil woon. Filippus vra in ons gedeelte, Here, wys vir ons die Vader. Wys vir ons die Vader. En dan in vers 9 antwoord Jesus met iets radikaal. Jesus sê in vers 9, wie my gesien het die Vader gesien. Wie my gesien het die Vader gesien. En Jesus se lewe op aarde, vriende, en dit is wat die Heilige Gees vir jou en vir my kom wil herinner, is dat Jesus openbaar die Vader. Dit is wat Jesus doen. Reg deur sy bediening, hy openbaar die Vader. Hy kom wys dat die Vader nie ver is nie. Dat die Vader nie 'n afgeleë koue figuur in die hemel is nie. Die Vader het in Jesus vlees geword. En nou deur die Gees woon hy in ons. En dis iets wat ons op Pinkster vir mekaar moet aan herinner, en dit is dat die hele drie-eenheid is aktief in jou lewe teenwoordig. Aktief teenwoordig in jou lewe. Die Gees van God is nie minder as God nie. Hy is nie die derde keuse van die drie-eenheid nie. Hy is God. Hy is God in jou, by jou en deur jou. Die Vader, die Seun en die Gees is een en wil in ons kom woon. Die tweede moment vanoggend is Jesus se teenwoordigheid op Pinkster. Jesus se teenwoordigheid het verander. Hy het verander, maar hy is nie weg nie. Jesus sê in ons teks, ek sal die Vader vra en hy sal vir julle 'n ander trooster stuur. Nou dis interessant om hier by die Griekse woordjie stil te staan, verander. Die woordjie verander is allos. En allos beteken in sy letter presies dieselfde soort. Hy sal vir julle presies dieselfde soort trooster stuur. Die Heilige Gees is nie 'n laer weergawe van Jesus nie. Hy is van dieselfde aard. En dis asof Jesus hier sê, ek stuur iemand net soos ek. Sodat wanneer hy kom, jy sal weet, ek het nie verdwyn nie. Ek is net op 'n ander manier by jou teenwoordig. Toe Jesus op aarde was, kon hy net op een plek en hy kon net op een tyd daar wees.
Maar deur sy Gees breek daar 'n nuwe, dieper tyd aan. Hy kan in elke gelowige wees, oral op een slag. En dit bring my by die derde moment vanoggend. Wat bring hierdie Gees? Wat bring die Gees? In hierdie gedeelte lees ons van 3 dinge wat die Heilige Gees bring: waarheid, troos en teenwoordigheid. Die Gees van die waarheid. Hy sal by julle wees. Hy sal in julle wees. Hy bring waarheid. En ek dink dis belangrik op Pinkster om vanoggend vir mekaar te kom herinner. Ek lei dit ook af die afgelope week, waar ek ook gehoor het, dat die Heilige Gees, wanneer hy die waarheid bring, hy bring nie net lering nie, vriende. Hy bring nie vir ons net lering nie. Maar in wese kom bring die Heilige Gees vir ons die identiteit, waarsonder ons nie een oomblik kan lewe nie. Wat is hierdie identiteit? Dit is, hy herinner jou wie jy is in Jesus Christus. Die Gees van die waarheid. Wie jy is in Jesus Christus. Die tweede funksie van die Gees is, hy is die trooster, die parakletos, die voorspraak. Weereens in sy letter beteken dit, die een wat langs jou loop. En daai diep krag en vrede, jy is nooit alleen nie. Dit wat die disippels dalk die meeste gevrees het met hemelvaart, Jesus gaan nou weg. Die Heilige Gees maak dat Jesus langs ons loop. Jy is nie alleen nie. En die derde is, hy bring Jesus se teenwoordigheid. Nou as 'n mens 'n bietjie infokus op die Heilige Gees, net so in kort, is dit ongelooflik dat die Heilige Gees nie vol van homself is nie. Die Heilige Gees kom maak nie heeltemal iets niets vreemds bekend nie. Die Heilige Gees kom maak die wil van God nog altyd, wat vas is aan ons bekend. En hy bring Jesus se teenwoordigheid, wat die kern is. Nie iets anders nie, nie iets heeltemal niets, buite God se storie nie, nee. Jesus sê in vers 18, ek kom weer, en hy bedoel nie eendag as hy op die wolke weer kom nie, ek kom nou weer na julle toe. Vinniger as wat julle dink, kom ek na julle toe. Elke keer wat jy en ek voel, ons is alleen, vriende, want hier's 'n nuwe seisoen wat aanbreek met Pinkster. Vir die leepitte, vir hulle wat voel hulle is alleen. Die Gees is in jou. En die Gees is in jou, nie net om jou beter te laat voel nie. Dis nie die kern van die Gees in jou nie, om net jou beter te laat voel nie. Die kern van die Heilige Gees is om Jesus in jou lewe sigbaar te maak. Sigbaar in jou elke alledaagse, dalk eenvoudig, hoe jy ook al jou lewe inkleer, om Jesus daar sigbaar te maak. Dis die werk van die Gees, die kern van die Gees, dis Pinkster. Want sien, nou het die disippels verander. Ja, die disippels was disippels, maar ek dink daar het 'n dieper betekenis aan hulle lewe gekom, die feit toe die Heilige Gees uitgestort is. Nie net meer disippels nie. Disippels is by Jesus en Jesus was by hulle en het met hulle gepraat. Maar die disippels het verander. Want nou is hulle draers van sy teenwoordigheid.
draers van sy teenwoordigheid. Na Paasfees het die disippels met een ding gesukkel. Hulle het gesukkel om die koninkryk van God te verstaan. Hulle het dit nog nie begryp nie. Wat gebeur na Pinkster? As ons die storie lees van wat met die kerk gebeur het na Pinkster, dan probeer hulle nie nog verstaan wat die koninkryk van God is nie. Ons lees dat hulle begin het om die koninkryk van God te lewe. Dis wat met die disippels gebeur het. Hulle het uitgegaan, hulle het beweeg, hulle het begin net dit uitleef. Vers 26 sê, hy sal julle alles leer en hy sal julle alles herinner wat ek vir julle gesê het. Alles wat ek vir julle gesê het, sal die Gees julle aan herinner. Hy sal julle leer, alles. Vers 26. En weer eens die afgelope week het ek dit ook by telke male gehoor, dat dit is wat die Gees kom doen het. Jy sien, die Gees het gekom om die woord lewendig te maak. Hy het gekom om die woord lewendig te maak. Die Heilige Gees kom herinner ons nie net aan dit wat Jesus gesê het nie. Die Heilige Gees kom sodat ons herinner word aan Jesus se hart. Dis wat ons lewe die nodigste het, is Jesus se hart. Dis wat die wêreld die nodigste het, is Jesus se hart. En dis wat die Gees doen. En hy kan dit net doen as hy binne in ons is. En ons hoor hier vandag, vriende, dat die Gees is binne in jou. Ons hoor dat ons 'n draer is van sy teenwoordigheid. En die wonderlike is nie net vir myself nie. Hy's nie in jou vir jouself nie, maar vir almal rondom jou. En dit bring ons nou by hierdie een groot vraag vandag, voor ek weet ons sit al reeds rondom die tafel van die Here Jesus Christus, maar voor ons die genadetekens saam ontvang vanoggend, is dit dalk belangrik om hierdie vraag te vra vir ons. Maar wat nou? Wat nou na Pinkster? Ons sou sê dat ons dalk miskien vandag die hele reis voltooi het. Ons onthou nog die kruis so rukkie terug. Ons onthou dit. En van die kruis het ons gereis na die graf toe. En daar was ons. En ons het gereis na die leë graf toe, die Sondagmôre met die opstanding. So het ons geleef en geleef en geleef en ons het in hierdie afgelope tussenin tyd ook gereis op pad na hemelvaart toe. Die verheerliking van die Seun. Uiteindelik tot hier vandag, die uitstorting van die Heilige Gees. Wat nou? En dit is ongelooflik hoe Jesus met dit gevra, vers 27 na ons toe bring. Wat nou? Wat nou met al hierdie dinge? En Jesus kom en hy sê, vrede laat ek vir julle na. My vrede gee ek aan julle. En dis nie 'n wêreldse vrede waarvan Jesus hier praat nie. Dis ook nie 'n stilte voor die stormvrede waarvan Jesus hier praat nie. Dis ietsie om hier te begryp van die vrede wat Jesus hiervan praat. En dit is wat gebeur het met Pinkster. Wat het gebeur met Pinkster? Die koning van die heelal. Die koning van die heelal. Wat nou in jou woon. Deur die Heilige Gees. Die koning van die heelal. Daar is 'n vuur. Daar is 'n vuur in jou. Daar is 'n vlam wat brand binne in jou. Vriende, die hemel het in jou ingetrek. Die Gees van die lewende God woon in jou. Ons is nie 'n toeskouer van sy heerlikheid nie.
Jy is 'n draer van sy heerlikheid. Dis Pinkster. En Pinkster beteken ook nie net dat ons die Gees ontvang het nie. Die kern van Pinkster is dit, dat God gekies het om in ons te woon. Om sy woning te maak, mense wat in hom glo. En dit, vriende, wil ek mee afsluit. Net 3 dinge. Dit maak dat ons lewe 'n bonatuurlike potensiaal het. Wat is dit? Wat is hierdie geweldige bonatuurlike potensiaal wat ons lewe het? Net 3 dinge. Om ander te troos. Om ander te troos. Om ander bonatuurlik te kan troos met die Gees wat in my woon. Om op 'n bonatuurlike wyse waarheid te spreek deur die Gees wat in my woon. Om waarheid te spreek. Om regtig waarheid te kan spreek. En die derde bonatuurlike potensiaal wat jou en my lewe op Pinkster ontvang, is om Jesus Christus sigbaar te maak. Net hierdie dinge. En dis bonatuurlik, vriende, om ander te troos, om waarheid te spreek, om Jesus sigbaar te maak. Dis die geskenk van Jesus aan sy kerk, ons. Terwyl ons oë net so toehou, gee ek geleentheid dat die koor vorentoe kom. Moet asseblief nie jou oë oopmaak nie, behalwe as jy 'n koorlid is.
Heilige Gees, soos ons ook nou gehoor het, ons verwelkom U. Dankie dat U gekom het, nie net vir 'n oomblik nie, maar vir altyd. Maak ons harte sensitief vir U teenwoordigheid. Laat ons nie net van U weet nie, maar saam met U leef. Leer ons, Heilige Gees, om Jesus te sien, die Vader te ken en om U stem te hoor. Vul ons weer en weer en weer met U vuur en vrede. In Jesus se naam. Amen. Vriende, terwyl ons skoene eintlik nog so half onder die tafel insteek, rondom Jesus se tafel ons gereed maak vir sy tekens, moet ons mekaar net gou weer herinner aan die werklikheid van Jesus se teenwoordigheid saam met ons. Hierdie brood, die wyn, die sap, is eenvoudige elemente. Maar wanneer ons saam eet, soos Jesus dit ingestel het, dan weet ons ook deur geloof, deur die Gees wat in ons woon, raak dit ook vir ons meer as maar net 'n herinnering. Dit raak 'n herinnering aan die kruis, ja, maar ook aan die leë graf, ook aan die opstanding, die uitstorting van die Heilige Gees, aan die belofte van Jesus, ek is met julle. Ek is met julle. Ek is in julle. Jesus het die brood geneem en hy het dit gebreek. En vandag op Pinkster, wanneer ons sien hoe die brode in stukkies opgesny is en elkeen van ons 'n stukkie ontvang is, dan word ons ook herinner aan Jesus se liggaam wat gebreek het. Ook dalk in stukkies. Dat hy nie beperk hoef te wees nie. Dat God nooit weer beperk hoef te wees nie. Tot een plek, een tyd, een mens. En nou beweeg sy Gees deur ons, deur baie liggame. Jy is nou sy liggaam, sy woonplek op aarde. Neem hierdie brood, nie net as 'n herinnering nie, maar ook as 'n oorgawe. Laat hierdie broodjie jou weer herinner, jy is nie alleen nie. Die Vader is in jou, die Seun het vir jou gegee. Die Gees leef in jou. Op Pinkster drink ons uit die beker. En met die skink van die wyn het Jesus 'n nuwe verbond ingestel. Hy het gesê die wyn, die sap is die verbond van nader kom. Dis die verbond van nader kom.
Hy het die beker geneem en hy het gesê, hierdie is die nuwe verbond in my bloed. Ons onthou sy bloed. Ons onthou sy bloed. Nie net dat sy bloed sonde weggeneem het nie. Sy bloed het die pad oopgemaak vir intieme teenwoordigheid. Persoonlik. Sy bloed roep ons nader. Die gordyn het geskeur. Vrylik kan ons leef in die heiligheid van sy teenwoordigheid. En dan vriende, nie uit vrees nie, maar juis vanuit hierdie intieme verhouding. As jy die wyn of die sap neem, onthou, jy drink nie net vergifnis nie. Jy drink sy vrede, sy nabyheid, sy beloftes. As jy die beker neem of die kelkie en jy drink die wyn of die sap, dan sê jy daardeur, ek behoort. Ek behoort. En wanneer jy uit die beker drink, dan sê jy ook vir die wêreld, ek is gevul met iets wat nie uit hierdie wêreld is nie. Die Gees van God leef in my. Jesus, U het nie net aan ons kom sterf nie. U het aan ons kom leef. En nou deur U Gees leef U in ons. Dankie vir die kruis. Dankie vir die opstanding. Dankie vir die Gees wat elke dag hierdie werklikheid in ons wakker hou. Ons vat hierdie nagmaal saam met ons. Nie net as herinnering nie, maar ook as 'n uitnodiging. Vader, Seun, Heilige Gees, U is welkom in ons lewens. Dankie dat U ons vul. Gemeente, voor ons amen sê vanoggend, kom ons staan vir ons slotlied vandag. En ek glo ook soos ek mee begin het, ek wens ons kan al die stories vasvang van wat die Gees rondom ons en binne ons doen, maar mag ons sing van die goedheid van die Here, wat ons nie kan pyl nie, maar dis daar. Kom ons staan, kom ons sluit af.
Mag jy hierdie week leef as iemand wat nie net gedoop is in die water nie, maar gedoop is in die Gees. Mag jy die stem van die Vader hoor, die voetstappe van Jesus volg en die fluistering van die Gees vertrou. Mag jou lewe getuig van 'n God wat nie net by jou is nie, maar in jou. Gaan dan nou, staan op in sy vrede. Gaan dan nou en beweeg in en met sy krag. Gaan as draer van sy heerlikheid. Amen.